welkom by hierdie aanlyn boodskap. Dit is lekker om ook op hierdie manier saam met jou te wees waar jy jouself ook al bevind. Nou ons almal ken die bekende spreekwoord wat sê, dis makliker gesê as gedaan. Ons kan maklik iets sê, maar om dit gedoen te kry, dis daar waar die uitdaging is, daar waar die challenge kom. Maar dieselfde geld ook vir die volgende sê ding. Dis makliker om iets te hoor en saam te stem met dit, as wat dit is om dit te hoor en te doen. Ons hoor, ons moet spaar en geld wegsit vir die toekoms, maar om dit te doen is moeilik. Ons hoor, ons moet 'n begroting optrek en by die begroting bly, maar om dit te doen is moeilik. Ons hoor, ons moet suiker uit ons lewe uitsny, maar om dit te doen is moeilik, want suiker vind ons. Ons hoor dat ons op 'n sekere manier moet leef. Ons hoor, ons moet vergewe. Ons hoor, ons moet meer van ons lewe vir die Here gee. Ons hoor, ons moet meer committed wees oor goed. Maar om dit te doen, is baie keer moeilik. Nou, ons is besig met 'n reeks wat ons noem die broer se brief. Dit kom uit die boek Jakobus uit. Jakobus se broer skryf aan 'n klomp Jode wat verspreid is. En sover het ons die volgende gelees, dat hy sê vir hulle in die eerste plek, dat daar is beproewings wat julle pad langs gaan kom. Nou beproewings is die dinge wat van buite af ons bedreig, of wat ons verdruk van buite af, en wat maak dat ons swaar kry en dat ons ly. Maar hy sê, gelukkig is julle, as julle hierdie beproewings kan deurstaan, want dit bring 'n geestelike rypheid. Dis 'n interessante woord, gelukkig is julle. Dan praat hy ook oor versoekings. Versoekings is iets wat van binne afkom, van bose begeertes, van slegte gedagtes. En as jy dit toelaat in jou lewe, en huisves in jou lewe, en later oorgang tot aksie toe, lei dit tot sonde, en dan sê jy, die sonde lei tot die dood. Dit lei nie tot goeie gevolge nie. Jy's afgesny, jy's dood van God af. En so baie mense gee hulle self oor aan versoekings, en op die ou ende lewe hulle nie die lewe wat hulle kan leef nie, en is hulle eintlik geestelik dood. Dan het Jakobus ook gepraat, die tweede keer toe ons oor dit gepraat het, oor geld, en hoe ons met geld werk, hoe ons arme mense hanteer, hoe ons ryk mense hanteer, hoe ons eie welvaart hanteer, en die feit dat ons moet barmhartig wees, en die feit dat ons nie moet dink dat ons waarde lê in geld nie, maar dat ons ook moet vrygewig wees en nie opgaar nie. Dis ook een van die goed, maklik om te hoor, moeilik om te doen. Vandag spesifiek praat ons oor hierdie gedagte van hoor en doen. En ons is nog steeds in hoofstuk 1. Ons is die hele tyd nog in hoofstuk 1. Kom ons lees saam in Jakobus 1 vanaf vers 22. Wees doeners van die woord en nie slegs hoorders wat julle self mislei nie. Want wie 'n hoorder van die woord is en nie 'n doener is nie, is soos iemand wat sy eie gesig in 'n spieël sien. Hy sien homself, gaan weg en vergeet onmiddellik hoe hy gelyk het. Maar wie diep in die volmaakte wet van vryheid inkyk en daaraan hou, sal gelukkig wees in wat hy doen, omdat hy nie 'n vergeetachtige hoorder is nie, maar 'n doener. In hierdie 3-4 versies kom die woord doener 4 keer voor. Die klem lê uit en uit op nie net die hoor van die woord nie, die hoor van die waarheid nie, maar op die doen. En hy sê, daar kom geluk as jy doen. Maar dan gebruik hy 'n interessante voorbeeld. Hy gebruik die voorbeeld van 'n spieël. Hy sê, iemand wat die woord hoor en nie doen nie, is soos iemand wat na homself in 'n spieël kyk en sien wat hy moet doen of wat hy moet regstel, maar hy stap weg en hy vergeet hoe hy gelyk het. En hy doen niks daaraan nie. Dis absurd. In 2018 was my vrou vir 'n baie groot operasie. En vir 'n week was mamma nie in die huis gewees nie. Op daai stadium was my seun reeds uit die huis uit en ek en my dogter Nanet het die huis aan mekaar gehou. Dit was ook in die tyd wat sy 'n leerlingbestuurder was. Dis baie stresvolle tyd
Veral as ons met mamma gaan kuier, dan sy bestuur hospitaal toe. Maar een Sondagoggend toe daag ek by die kerk op in die tyd wat Annette in die hospitaal is en my kop is deurmekaar en ek is bekommerd oor haar herstel en alles. En ek sien nie, toe ek by die kerk kom, almal kyk snaaks na my. Hulle kyk eers na my hare en dan kyk hulle in my oë. En dan lyk hulle ongemaklik. Almal. Ek dacht, wat gaan aan? Maar ek gaan toe maar aan soos normaal. Later kom iemand na my toe en sê, hoe gaan dit? Het jy wetenskap verloor? Ek sê, nee, waar? En so gaan dit die hele rukkie aan, totdat iemand na my toe kom en sê, ek dink jy moet in die spieël gaan kyk. Toe ek in die spieël gaan kyk by die kerk, toe sien ek het die oggend my hare gewas, en soos ek gewoonlik doen, laat ek dit so bietjie droog word, dan vryf ek gel in my hare in, en laat dit so bietjie settle, en dan kam ek my hare. Ek het dit nooit gekam nie. En dit staan toe so woes, en die gel het intussen hard geraak. En toe ek in die spieël kyk, toe sien ek skielik, wow, hierdie is 'n probleem. En dit is in daai oomblik wat ek hoor, hier begin die aanbiddingspan te sing. Ek is hier by die kerk uit, gelukkig is hier 'n Pick n Pay naby. Pick n Pay het net oopgemaak, ek sê ek soek gel, ek soek 'n borsel. Ek het my hare reggemaak, ek het weer in die spieël gekyk, en ek kon preek. En niemand het vir my hare gekyk, julle kon na my woorde luister. Maar baie keer leef ons so ook. Ons sien goed in die spieël, en ons maak nie die veranderings nie. Want jy sien, Jakobus probeer vir ons sê, die woord van God, die Bybel, is soos 'n spieël. 'n Spieël wat opgehou word, en hy daag jou uit, om veranderings in jou lewe in te bring. Want dis die ding, 'n spieël jok nie. As jou hare deurmekaar is, reflekteer hy dit na jou toe. As jy nie spiere opgetel het nie, en jy's maar na 3 weke se gym, gaan die spieël nie vir jou spiere gee nie, dit gaan nie daar wees nie. En as die tuimeldroër jou klere gekrimp het, gaan hy vir jou wys, daai klere sit styf. 'n Spieël jok nie. En so ook, wanneer ons in die Bybel kyk, die Bybel jok nie. Hier is die waarheid van 'n spieël. Ek en jy kan die waarheid wat 'n spieël vir ons vertel, ignoreer, en sê, ek gaan my nie daaraan steur nie, maar dit is tot ons eie nadeel. Wat sien jy van jou optrede, as jy diep in die spieël inkyk van die Bybel? Of is jy die een wat maar net lees en wegstap, sonder om te doen? Baie keer wanneer ek vir jong Bybelstudente klas gee, en ek verduidelik vir hulle, hoe jy 'n teks moet ontleed, dan sê ek, daar's 3 baie belangrike rame, wat jy moet by jou hê, wanneer jy na 'n teks kyk. Ek noem dit the frames of biblical interpretation. En die eerste belangrike raam is 'n vensterraam met glas in. Want wanneer jy na 'n teks kyk, kyk jy deur die teks na die wêreld agter die teks. Want daai teks het 'n historiese geskiedenis. Daai teks het ontstaan in 'n spesifieke moment in geskiedenis. Daar was omstandighede. Daar was 'n outeur wat dit geskryf het. Hy het 'n ideologie gehad, hy het 'n oortuiging gehad, hy het iets waargeneem, iets het met hom gebeur. En die gehoor vir wie hy skryf, het ook 'n sekere omstandigheid gehad. En dit is wat jy moet leer, jy kyk deur 'n teks na, wat is die konteks van hierdie teks wat ontstaan het? In ons wêreld noem hulle dit die historiese kritiese metode. Wat was daai leefwêreld? Wat was die stuk geskiedenis daar? Maar as ons na die Bybel en na 'n teks kyk, is ook 'n tweede raam, en ek noem dit 'n skilderyraam. Met ander woorde, die teks is soos 'n skildery wat binne in hierdie raam sit. En baie van julle wat in 'n kunsmuseum was, en veral as dit 'n begeleide besoek was, en jy stap saam met daai kenners, wat vir jou goede binne in 'n skildery uitwys, dan hang jou mond oop. Nuances, kleurskakerings. 'n Voël wat op 'n spesifieke plek op 'n tak sit. En wat hierdie kunstenaar wou sê, wat hy wou uitbeeld. En hier's al hierdie verskillende goed, amper soos 'n tapisserie wat aan mekaar geweef is. En so is 'n Bybelse teks ook. Daar's sekere woorde wat voorkom, daar's sekere beelde en metafore wat voorkom. En dis alles hier voor jou in die teks. Daarom is dit belangrik dat jy die teks 'n paar keer sal lees. Daarom is dit belangrik dat jy
goedjies sal onderstreep wat vir jou uitstaan. Soos ek net gesê het, let op die woord doener kom 4 keer daarvoor. So, dis belangrik. So as jy daarna kyk, is dit belangrik. Ons noem hierdie, wat jy na die teks as 'n kunststuk kyk, noem ons literêre kritiek. Ons kyk na die genre, ons kyk na werkwoorde, ons kyk na uitgang, ons kyk na metafore. En dis alles in ons teks wat ons vandag gelees, net binne hom is al klomp goed. Daar's 'n metafoor van jy kyk in 'n spieël en jy draai weg en jy vergeet. Daar's 'n herhaling van die woord doener wat daar voorkom. Daar's weer eens die woord gelukkig wat vroeër in Jakobus ook voorkom. En wanneer jy so literêr na hom kyk, begin goed vir jou te lewe in die teks. Maar hier is nou waar ek eintlik wil by uitkom. Die derde raam wat jy moet vat as jy 'n teks lees, is 'n spieëlraam. Die teks is ook 'n spieël wat iets vir jou wil terugvertel. Iets vir jou wil terugvertel. George Orwell het die bekende Animal Farm geskryf. Een van die literêre boeke wat ooit geskryf is, en gaan nou maar net oor hierdie diere op die plaas wat in opstand kom, en die varke 'n soort van die slimmes, en hulle reël hierdie rebellie en wat alles gebeur. Maar as jy dit klaar gelees het, dan kom jy agter, ja, daar's 'n wêreld agter die teks, daar's die plaas, daar's hierdie opstand. Daar's die karakters in die teks, daar's die sekere woorde wat hulle wil gebruik. Maar as jy daai boek lees, dan besef jy wil eintlik vir ons iets van die mensdom sê. En hoe ons optree in konflik en allerlei dinge. En so is die Bybel ook 'n teks wat na ons toe skyn soos 'n spieël, en hierdie spieël jok nie. En jy ignoreer hierdie spieël tot jou eie nadeel. So, wanneer ons 'n teks benader, moet ons besef, ja, daar's 'n stuk geskiedenis, daar's 'n wêreld agter die teks. Daar's goedjies binne in die teks. Maar dan moet ons by die plek uitkom wat ons sê, wat reflekteer terug na my? En dis dit wat ons moet doen. Anders, as ons dit nie doen nie, is ons iemand wat in die spieël kyk en ons stap weg. Dan sê Jakobus in vers 25, nadat hy gesê het, weet, as jy het nie doen nie, as jy soos iemand wat kyk in die spieël en jy stap weg, dan sê hy, maar wie diep in die volmaakte wet van vryheid inkyk en daaraan hou, sal gelukkig wees in wat hy doen, omdat hy nie 'n vergeetachtige hoorder is nie, maar 'n doener. Eerstens sê hy vir ons, kyk diep in. Kyk diep in. Die woord wat hier gebruik word, is parakeipto, of parakoopto. Para beteken om langsaan te staan, of van die kant af. So jy sal byvoorbeeld 'n sendingorganisasie sal sê, dis 'n parakerkorganisasie, met ander woorde, ek staan langs aan die kerk, ek vat hande met die kerk. So, parakoopto. En koopto beteken om te buig of vooroor te leun. Weet of julle al in die veld gestap het en skielik sien jy iets hier in die grond beweeg, en jy stop en jy buig om te sien wat dit is. En dis presies wat Jakobus bedoel as hy sê om diep in te kyk. Hy sê stop 'n bietjie, gaan staan langs die teks, buig vooroor en kyk 'n bietjie van nader en kyk 'n bietjie dieper. Dis verkeerd om te sê ek wil net deur die Bybel kom. Wat reg is om te sê is ek wil hê die Bybel moet deur my kom. En vir dit om te gebeur, is dit nodig om bietjie te stop en te buig en dieper te kyk. So moet nie probeer hoofstukke op hoofstukke lees nie, ons het ons hele lewe daarvoor. En ek kritiseer niemand wat die Bybel in 'n jaar deurlees nie. Maar om die Bybel in 'n jaar deur te lees, maak dit vir ons moeilik om te stop en langs die teks te gaan staan en te buig. So as jy dit een keer wil doen, doen dit, maar my metode is meer om soos met hierdie boek Jakobus, net oor en oor te lees, en vir my wat al soveel jare met die Bybel werk, nuwe goed na vore kom, en refleksies wat ek sien in die spieël, dat ek besef, hier's nuwe goed wat ek moet doen, wat ek moet aandag gee in my lewe. So stop 'n bietjie,
buig laag en lees die teks. Dis 'n paar maniere, hoe kyk ek diep? Lees stadig. Ek sit dit op die skerm vir jou. Verstaan die agtergrond. Jy kan deesdae op al die AI modelle, kan jy gaan vra, wat is die agtergrond van Jakobus 1 of van hierdie verse? En ek check dit baie gereeld, ek het 'n sterk Bybelkunde agtergrond. Dis meeste van die tyd 100% reg en korrek. Ek kan vir jou sê wat die agtergrond is. Merk sekere woorde wat herhaal, of woorde wat vir jou uitstaan, of woorde wat jy nie verstaan nie. Lees dit weer, lees dit 'n tweede keer, 'n derde keer. Indien daar 'n storie is, betree die storie. Byvoorbeeld, kom ons sê, julle onthou die storie van die man wat verlam was, toe bring sy vriende om na Jesus toe, en toe kan hulle by die huis inkom, want daar's te veel mense wat saam met hom, toe klim hulle op die dak op, en hulle haal van die dakteels af, en hulle laat sak om hier voor Jesus af. Betree 'n bietjie daai verhaal, wees vir 'n oomblik hierdie mens se vriende. Wat dryf hulle? Wat is hulle desperaatheid? Hoeveel geloof moet hulle nie hê nie? Wees vir 'n oomblik hierdie verlamde man wat hier afsak en besef, ek het vriende wat vir my omgee. Wees as hierdie verlamde man wat skielik hier voor Jesus lê en opkyk in Jesus se oë en sê, hier is hy nou, die een wat my kan gesond maak. Wees vir 'n oomblik die omstanders. Jy sien, nou betree jy die verhaal en jy raak deel van die verhaal en jy leer seker goed. Jy kyk dieper as net deur dit te lees. Dink daaroor. En herkou dit, mediteer dit. Vir my werk dit nogal goed om te journal, skryf neer wat jy bewus van word en wat jy waarneem in die teks. Jy sien, as jy so met die teks omgaan, dan gaan daar refleksies vir jou uitkom. En dit gaan vir jou moeilik wees om dit nie raak te sien nie. Maar dan kom die uitdaging om dit te doen. Hy sê, maar wie diep kyk in die volmaakte wet wat vrymaak en daaraan hou, sal gelukkig wees omdat hy nie 'n hoorder is nie, maar 'n doener. Jy moet doen. Jy moet vir jouself sê, wat is die stappe wat ek nou in plek moet sit? Wat is die uitdaging wat na my toe kom? Wat moet ek doen? Want weet jy wat, elke persoon wat nog gedoen het wat die woord van die Here gesê het, was suksesvol, gelukkig en op 'n goeie plek in sy lewe. Miskien vat dit 'n draai om daarby uit te kom, soos as ons dink aan Job, maar almal wat nog gedoen het wat die woord van die Here gesê het, sy lewens het verander en die wêreld 'n beter plek gemaak. Ons wat deel van 'n geloofstradisie is, die AGS kerk wat soort van Pinkster charismaties is, ons het nog altyd geglo, ons kan die Here binne in die woord self ontmoet. Baie kerke, mense het nie eers Bybels nie. Die priester het die Bybel. Die priester verduidelik die Bybel. Die priester sê wat hulle moet doen. En baie mense in tradisionele kerke leef ook so. Ja, ek lees maar my Bybel, maar ek verstaan hom nie eintlik nie. My predikant gaan hom vir my verduidelik. In ons tradisie glo ons vas dat elkeen van ons, as ons na die Bybel toe gaan, ons verwag om God daar te ontmoet en hy doen en hy is daar. Maar wanneer jy hom ontmoet en as refleksies, is die onus op ons om te doen. Jesus vertel 'n gelykenis van die saaier. En ons almal ken dit, wat saad saai en dan val dit op goeie grond, slegte grond, verkeerde plekke, van dit kom op, van dit kom glad nie op nie, van dit word gesteel. Maar dan sal saad wat in goeie grond val en daai groei. En dan verduidelik hy die gelykenis. Hy sê die saad is die woord. Dis God se woord. En baie mense se lewens groei dit nie, want hoekom? Hulle kyk nie diep nie. Hulle doen dit nie. Maar dan sê hy, daar's 'n groep mense. En kyk hoe stel hy dit in Markus 4 vers 20. Dan is daar die mense by wie daar soos op goeie grond gesaai is, wat die woord hoor en aanvaar en vrug voortbring. So, hy hoor dit, hy aanvaar dit deur diep te kyk, hy mediteer daaroor, hy maak dit syne en hy begin dinge te doen, vrug voortbring, party 30, party 60 en party 100voudig. Sien, die woord, wanneer ons hom begin doen, het 'n effek op ons lewe. Ons teks wat ons gelees het sê, gelukkig is die persoon
wat diep inkyk. Sê, maar hy wat diep inkyk, in die volmaakte wet wat vry maak. En om daaraan hou, sal gelukkig wees, omdat hy 'n doener is en nie net 'n horer nie. Let op, weer die woord gelukkig, is die 3de keer in hoofstuk 1 wat die woord gelukkig voorkom. Hy sê, gelukkig is hulle wat beproef word. Vers 12, gelukkig is hulle wat versoek word. Hierso, in vers 24, gelukkig is hulle wat die woord hoor en doen. En elke keer is dit dieselfde Griekse woord, die woord wat Jesus by die bergpredikasie gebruik het, makarios, wat sê 3 maal gelukkig, somme baie gelukkig, baie suksesvol, is hulle wat die woord hoor en doen. Kan ek vir jou 2 tekste mee afsluit, net om hierdie te bevestig? Wil jy gelukkig wees? Wil jy suksesvol wees? Kyk diep in die volmaakte woord en doen dit. Joshua, 'n jong leier, ontvang hierdie opdrag van die Here. Hy sê, hierdie boekrol, hierdie wet, mag nie uit jou mond verdwyn nie. Jy moet dit dag en nag mymerend prewel, sodat jy alles wat daarin geskryf is, nougeset kan nakom. Want dan sal jy voorspoedig wees op jou pad, dan sal jy sukses behaal. Wanneer? Wanneer jy diep inkyk en jy doen. Die bekende Psalm 1 sê, gelukkig is die mens wat sy vreugde in die wet van die Here vind en dit dag en nag mymerend prewel. Soek jy sukses, soek jy geluk, begin die Bybel te doen. Toe ons kinders was, het ons in die kinderkerke 'n liedjie gesing en hy het bewegingkies gehad en ek gaan dit vir julle doen. Moenie vir my lag nie, maar die liedjie het so gegaan, hy sê, lees jou Bybel, bid elke dag en jy sal groei, groei, groei. En dan het hy 'n tweede versie gehad en gesê, verwaarloos jou Bybel, vergeet om te bid en jy sal krimp, krimp, krimp. So dit elke Sondag is. En toe ek weer aan dit dink in hierdie week, besef ek eintlik, dit is goed om Bybel te lees, maar eintlik moet daai liedjie sê, doen jou Bybel en bid elke dag en jy sal groei. Nie net lees jou Bybel nie, maar doen jou Bybel. En dit is die uitdaging wat Jakobus in hierdie teks na ons toe bring. Doen jou Bybel en jy sal suksesvol wees. Kom ons sluit ons oë. Ek bid nou dat die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons elkeen sal wees, tot ons weer op watter manier ook al by mekaar kom. Amen. As jy ons op aanlyn volg, wil ek jou tog nooi. Kom, kyk ons bietjie uit in lewende lywe. Ons is baie vriendelik, ons het heerlike koffie en die hele aanbidding en belewenis saam as gelowiges is 'n wonderlike ervaring. Tot ons weer saam kuier.